Ek wil dit graag herhaal en sê, waar daar liefde is en deernis is, daar is God die Heer. Dit is 'n Taizai lied, wat beteken dat dit 'n herhalende lied is, wat ons selfs heel wat meer sou kon sing in die tradisie, as wat ons dit vanaand gesing het. Dit kan selfs op 'n stadium oorgaan dat 'n mens dit sonder instrumente sing, dat jy dit a cappella sing. En dan raak dit eintlik amper 'n fluistering. Eintlik meer 'n fluistering wat dalk hier inkom na myself toe. En waar ek weet dat hierdie herhaling my help om te weet dat God waarlik die Here is. Ons het ons kersse hierso. En partykeer weet as ek ons slag die batterye moet vervang nie. As ek hulle so uithaal dan gaan dan werk hy weer daarna. Asseblief van hoorie. En ons gaan hiermee saam, gaan ons bekende lied van die Pinkstertyd, gaan ons luister. Dis 'n luisterlied. Die bedoeling daarvan om ons help, om ons in te stem. En dis deel van hierdie afratproses waarna ek dikwels verwys. En dan nooi ek julle vanaand ook weer graag, dat as daar iemand is wat graag 'n kersboek kom aansteek, dat julle welkom is om in hierdie oomblikke na vore te kom. Weer begelei in hierdie stil word gebed. En ek dink baie van julle het dalk al 'n aanvoeling daarvan. Daar sou heel wat van julle ook kon wees wat sê dit is nog vir my vreemd. Ek sukkel nog daarmee. Maar dit neem heel wat tyd en heel wat geleenthede sodat 'n geloofsgewoonte werklike plek kan inneem in 'n mens se lewe en 'n invloed kan hê
in 'n mens se lewe. Daarom gaan ek saam met die asemhaling deur hierdie verskillende frases beweeg waar daar elke keer iets wegval. En as ons by die heel laaste ene kom, dan gaan ek vir 'n goeie tydjie daarmee saam sommer net stilte gee. Jy kan in dieselfde oomblik kan jy diep asemhaal en dit hou vas en dit weer laat uitgaan. So kom ons sit lekker gemaklik. Wees stil en weet ek is die Heer. Wees stil en weet ek is. Wees stil en weet. Wees stil. Wees. Amen. Ek wil julle dan ook nooi, terwyl ons nou vir God gesê het, hier is ek, en ek bestaan, dat jy dalk net kan loer na die persoon langs aan jou, maar dat jy op so 'n manier sal loer, dat jy die persoon in die oë kyk. En dan kan jy in daai oomblik dalk, as jy net 'n hand wil uitsteek en vir mekaar wil gee, of 'n hand op die skouer wil sit, of jy hand sommer net 'n drukkie wil gee, dan sou jy dit ook kon doen daarmee saam. Jou vrou is, dan kan jy maar vir haar 'n ordentlike drukkie gee. En daarmee saam nooi ek julle dan nou ook uit om hierdie gesprek op te volg na die erediens. En wanneer ons in die saal instap, na baie plek is en ek weet nie hoe vinnig jy vanaand vir die sop en die broodjies moet gaan nie. Ek weet nie wat daar partye aande is wat 'n mens vinniger by die punt moet uitkom en of daar ander aande is wat jy maar kan draal nie. Maar ek sal vir julle later aan so 'n prentjie gee van wat gebeur in die kerksaal. Kom ons bid saam. Here, ek besef uit my hart uit, of ek nou voor die tyd hier op die preekstoel sit, en lekker afrad, en diep asemhaal, en aan U sê dat U Gees in my woon. Of as ons daar saam op die stoel gaan sit, en ons hoor die woorde van Jesus wat sê, of die woorde van die Psalm is wat sê, wees stil, en weet ek is die Heer, dan is dit 'n manier waarop ons kan bid. Dankie dat ons op so 'n manier saam kan verenig.
dat ons op so 'n manier onsself aan U kan wy, en dat ons weet, dat U heel dag in ons midde was. Dalk was daar oomblikke wat ons daarvan vergeet het, of waarin dit nie vir ons so gevoel het nie. En tog word ons vanaand daaraan herinner. U is by ons. En ons kan sommer maar net in U teenwoordigheid sit, woordeloos, en ontvang wat vanuit die stilte ook na ons toe kom. Maar o Heilige Gees, ons wil ook graag in hierdie aand ontvang wat vanuit U woord kom. Die woord van U Vader. En die lewe van Jesus Christus. En ons het gisteraand afgesluit met die gebed wat gesê het, ek gee my volkome. Ek wil myself volkome aan U toewy. Want ek weet, U is die een wat my nader trek, my aan die bors druk, en aan wie ek myself kan gee. Ons doen dit ook in hierdie oomblikke, o Here. Amen. So deur die loop van tyd as 'n mens met die Bybel besig is, het 'n mens dalk heelwat idees of planne of iets uitgewerk. En hoe langer 'n mens daarmee besig is, kom mens by tye agter, maar hier's nou 'n skuif wat besig is om plaas te vind in myself. So ek is nie heeltemal met die verse vanaand op die preekstoel soos wat ek oorspronklik daaroor besluit het nie. Ek is wel met 'n gedeelte van hulle. Is ek hier in hierdie aand in Romeine 12. En ek het besef dat ons dalk tog ook vir 'n paar oomblikke moet instil staan by Romeine 12 vanaf vers 3 tot 8. En dan kan ons nou môre aand oorgaan tot aan die amper die einde, ja, die einde van daardie gedeelte. Ek lees graag vir julle dit vanaand weer, soos wat dit ook in die boodskap Bybel na vore kom. Weet julle, God is baie goed vir my. Hy het my as sy apostel aangestel om sy wil bekend te maak. Daarom kan ek vir julle almal sê, dat julle nie te veel van julleself moet dink nie. Nee, wees nederig. Onthou dat julle geloof 'n geskenk uit God se hand is. Wees dankbaar vir die geloof wat julle wel van hom ontvang het. En hou op om julle met ander te vergelyk. Ek wil dit met die beeld van 'n liggaam verduidelik. 'n Liggaam bestaan uit baie ledemate. Ons as kerk is ook soos 'n liggaam. Ons is Christus se liggaam hier op aarde. Net soos die verskillende liggaamsdele elkeen sy eie funksie het, het ons as gelowiges ook verskillende funksies. Om ons te help om hierdie funksies te vervul, het God vir ons elkeen besondere hemelse geskenke gegee. Ons almal het nie dieselfde geestelike geskenke van hom ontvang nie. God het dit aan ons uitgedeel soos hy goed gedink het. As julle hemelse geskenke is om God se boodskap bekend te doen, doen net dit. Maak sy wil bekend in die geloof wat jy daarmee saam uit God se hand ontvang het. As jy oor die gawe beskik om ander mense te dien, dien hulle dan met oorgawe. As jou hemelse geskenk is om ander te leer waaroor ons verhouding met God gaan, doen dit net. As jy die gawe het om ander mense te vermaan en te vertroos, doen dit. As jou hemelse gawe is om jou besittings met ander te deel, moet dan nie suinig wees nie. As dit God se geskenk aan jou is dat jy een van die leiers in die kerk moet wees, doen dit met toewyding. En as jy oor die gawe beskik om mense te help wat in nood verkeer, doen dit met blydskap.
As dit gaan in die prediking en ek verwys na die gawes, dan gaan ek ook die woorde gebruik soos wat dit in die 83 vertaling na vore kom. So hier en daar mag dit dalk effens vreemd klink en tog gaan dit oor dieselfde gawe wat ter sprake is. Gisteraand het ons gesien dat Paulus hier na vore kom en dat hy met ons gepraat het oor volle oorgawe. Dis eintlik asof hy ons amper kom uitdaag het tot geleefde Christendom. En hy het ook daarmee saam natuurlik vir ons gesê, dit is die wesenlike van die godsdiens. Geleefde Christendom. 'n Mens sou dit dalk anders te kon sê, hy het ons uitgedaag, hy het ons versoek. Hier in hierdie boodskap klink dit amper asof hy by ons kom pleit dat dit tog 'n werklikheid sal raak in ons lewens. En as ek nou hierso staan en ek kyk na die invalshoek wat hier ter sprake is, dan begin hy met die gedagte dat hy sê, wees tog net beskeie. Die 83 vertaling as ons nou met hom begin het vanaand, dan sou ons byvoorbeeld opgemerk het dat Paulus in sy wegtrek in daai vertaling glad nie daarna verwys dat hy 'n apostel is soos wat dit in hierdie gedeelte na vore kom nie. Maar nou weet ons dat hierdie boodskap ook 'n Bybel is wat verduidelikend met ons wil werk en wat probeer om op so 'n manier te vertaal dat ons met die woorde en die omgewing waarin ons bly, dat ons sal verstaan, wat is dit wat Paulus vir ons eintlik in hierdie gedeelte wil sê. So dis interessant dat Paulus in die 83 vertaling vertaal word, dat hy daar sê broers en susters. Dat hy glad nie na sy apostelskap verwys nie, asof hy op 'n baie nederige manier na vore wil kom en nie wil maak asof hy iemand is met hierdie besondere roeping en met hierdie besondere gawe nie, maar hy laat val die klem, soos wat dit in die boodskap ook na vore kom, dat die gedeelte waar daar verwys word na die genade wat hy ontvang. Dit is in albei vertalings is dit baie sterk duidelik. Maar daar is veral verklaardes wat wil sê, dis hulle ervaring van die 83 vertaling, dat hy verwys nie eers daarna nie. En die klem val op God en op God se genade in sy lewe. Ek sê dan ook die volgende weer, moenie te veel van julleself dink nie. Sommige met die wegtrek van hierdie perikoop, of hierdie gedeelte. Wees nederig. Wees tog beskeie. En laat dit tog die manier wees waarop jy jou roeping gaan vervul binne die gemeenskap van die gelowiges. Dit moet jou ingesteldheid wees. In die eerste instansie sê dat geloof is 'n geskenk van God en dit kom van God. Dit is een van die genadegawes. En dan sê hy baie spesifiek oor die genadegawe, ja, dit is ook 'n geskenk. Dis totaal en al 'n geskenk van God. Ek kan my op geen manier met wie ek is en watter gawes of die gawes wat ek ook al van God gekry het, op enige manier probeer om myself bo elkeen van julle te stel. Of te maak asof ek beter is, of ek so oulik is, of ek so toegewyd is, of ek so heilig is nie. Nederigheid beteken om niks van myself en my gawes te dink nie. Om my op geen manier te verhef nie. Nou dink ek tog aan die frase
wat meneer Santi op 'n sekere stadium uitgestuur het na die hele gemeente en wat Nikkie eintlik vir ons gegee het toe ons as personeel bymekaar gekom het. Waarin hy die aanhaling gegee het en nou is dit weer eens moeder Teresa wat met my gepraat het. En sy dit soos volg sê: I can do things you cannot. You can do things I cannot. Together, we can do great things. As ek dit moet probeer vertaal, dan wil ek amper sê, ek kan 'n klomp goed doen wat jy nie kan doen nie. Maar jy kan goed doen wat ek nie kan doen nie. Intussen ons twee kan die Gees 'n groot verskil maak binne in hierdie kerkgebou, binne in hierdie dorp, binne die land. Nederigheid beteken nie dat ons 'n swak selfbeeld hoef te hê nie. Ek dink nederigheid is om nie meer van myself te dink as wat ek van myself behoort te dink nie. Nou ek weet nie of dit vreeslik ingewikkeld is nie. Maar daar staan dit, so julle kan nou maar dink oor wat ek sê. 'n Mens sou seker in hierdie trant sou 'n mens dalk ook jouself die vraag kon afvra, nou maar waar is die middeweg tussen selfverheffing aan die een kant en selfonderskatting aan die ander kant? Nou daaroor sou 'n mens onderling 'n bietjie verder met mekaar kon gesels. Teen die agtergrond van die gesprek oor nederigheid. En ek wil weer sê, ek moet dit nie waag. Ek moet dit nie doen aan enige iemand van julle deur myself bo enige een van julle te verhef nie. Nederigheid beteken om niks van myself of my gawes of my dienste dink nie. En daarom dat ek nie kan maak asof ek beter is nie. Maar as ons nou hier kyk na Paulus en ons beskrywe hier in hierdie gedeelte, en hy beskrywe in hierdie gedeelte hoe elke gelowige sy roeping teenoor medegelowers moet vervul, dan hoor ons hierdie ding deurentyd dat ons aan mekaar gegee is. En dan besef ons, maar hy vra eintlik dat ons vir mekaar sal lewe. Nou hierdie beeld wat nou in hierdie gedeelte na vore kom, is mos nou van die liggaam van Christus, is mos nou nie 'n onbekende beeld nie. Ek dink terug aan die begin van die jaar, toe Dominee Santi by hierdie gedeelte stil gestaan het in Korintiërs. Onthou nou julle nog toe sy vir ons koffie gemaak het, hier in die erediens? En hoe ek op 'n stadium besef het, sy gaan nie regtig 'n merk maak nie en haar gaan help het. En mense het net eenvoudig gekom en hulle het aangegee en hulle het uitgedeel. Ja, daar was baie gesprek daaroor gewees. Ek weet daar is ook 'n klomp lidmate wat regtig waar iets gevat het in daai oggend. En iets besef het van waaroor die skrif en in daai geval Paulus ook met ons praat. So ek dink Paulus beklemtoon hier in hierdie gedeelte ook vir ons die verskeidenheid funksies wat daar in die gemeente aanwesig is. En aan die ander kant kom sê hy ook vir ons iets oor die onderlinge verbondenheid en verantwoordelikheid wat medegelowiges teenoor mekaar te hê. En dit is mos nou aan ons gerig wat in hierdie gemeente van Langebaan hier op Langebaan is. En dan gaan hy so 'n rapsie verder in hierdie teks en hy sê daar is 7 genadegawes. En elke keer val die klem dan op die verantwoordelikheid wat saamgaan met hierdie gawe. Nou, die Griekse woord vir genadegawes is 'n woordjie wat ons nogal op een of ander manier in Afrikaans ook gebruik. Die eintlike woord is charisma.
Dis die Griekse woord. Nou hierdie woord wat op hierdie stadium al reeds 5 keer in die Romeinebrief word hy gebruik, en dan kom hy nou by hierdie aspek aan waar hy duidelik en daarmee werk. Ons praat mos nou dikwels ook van die charismatiese kerke. Nou onthou nou net, dan praat ons mos nou nie van ons kerkie. Dan praat ons nou van die ander kerke wat op die dorp is, of in ons land is. En dan praat ons dalk partykeer so 'n bietjie negatief daaroor, en dit wil dan klink asof dit dan nou ook die ander kerke is wat 'n besondere aandag gee aan die werking van die Heilige Gees, wat nou nie by ons gebeur nie. Op 'n ander manier sou mense dalk ook moontlik kon sê, in daardie kerke gaan dit oor die opspraakwekkende manifestasies van die Heilige Gees, en dit verwys na dinge soos wondergenesings, spreek van tale, uitdrywing van duiwels, dalk selfs ook die ding van profesie wat so baie sterk na vore kom. Maar nou wil ek sê, stap nou op 'n Pinksterdiensaand in hierdie kerkgebou en alles wat hier gebeur. Luister na die prediking. Is daar nie tog iets van die Heilige Gees aanwesig in die prediking nie? As ons nou vanaand so saam gesing het, saam met die lofprysingsspan, dan beleef ek iets van die Gees wat werk, waar medegelowiges deelneem daarin. En dan wil ek nou verder gaan, as ons nou uitstap by daai deur, en dan wil ek sê, gaan staan nou net so vir 'n oomblik 'n bietjie terug na die diens in 'n aand. En dan kyk jy wat realiseer daar. Ek is nou bly het so 'n bietjie vinniger gesny, want ek wou nou nie vir iemand in die gesig gevat het met wat deurgekom het in die klank nie. Daar's een van die persone ook wat gesê het, en dan kry ek net 'n bietjie merlou. So, julle hoor nou mense wat die voorbereiding doen vir hierdie geleenthede in die aand. Lyk my saam met die sop en die brood en die koue daar buitekant kort ons net 'n bietjie merlou. Dis nou my insetsel van wat ek nou gehoor het. Maar weet julle, is dit nie 'n happy moment nie? Is dit nie familie wat so daar by mekaar is in 'n aand nie? Ag, en ek kan dit nou seker ook maar sê, want die meeste van ons was teenwoordig gewees in die aande hier so. Toe ek en Gerard nou 'n bietjie ook gesels gisterand oor hoe ons sang vooraf verloop het. Gerard, ek gaan dit nou sê, toe sê vir my, dit was nie 'n happy moment nie. En ek dink jy het dit heeltemal gesê nie, maar ek nou verder sit en dink, kan ek dit nou sê, moet ek dit nou sê? En ek dink aan woorde, toe kom ek agter, dit was 'n disgusting moment. En laat ons eerlik wees daaroor. Die Gees werk op allerlei verskillende maniere. Kom ons kyk nou gou-gou na vers 6 tot 8 oor die baie spesifieke of individuele genadegawes wat hier na vore kom, en ek gaan dit vinnig doen. Baie kort. Spesifieke of individuele genadegawes probeer ek dit noem na aanleiding van iemand anderste se voorstelling daarvan. Hy sê dat die gawes is absoluut onbeperk
En is vry om deur God gegee te word aan die kerk in enige omstandighede, waar hy wil en wanneer hy wil. En dit word so spesifiek in die skrif, word dit aangespreek ook. En dan sê hy ook, en dit het ons nou vlugtig na verwys, dat Paulus hier sê, God gee hierdie besondere toerusting aan die liggaam, aan sy liggaam, die kerk, sodat daar gedien kan word, dat ons mekaar kan dien. En dan kom dit baie sterk deur in die 83 vertaling, dat hy praat van die gawe van profesie. En ek dink die boodskap help ons ook om hierdie profetiese ding in die regte Bybelse perspektief te kry, as hier sou staan, die gawe om God se boodskap te verkondig. Wat iets wat anders is as die profesie waarvan mense dikwels praat. En waar daar in sekere groeperinge groot opgang is, dat hierdie 'n profetiese diens is. Dat hier as jy die nuwe jaar ingaan, dat daar 'n profesie is wat gelewer sal word by hierdie diens en dat ons moet inskakel, en as jy kyk, dan is daar massas mense wat by so 'n geleentheid sê. Hierdie vertaling sê dis 'n gawe om God se boodskap te verkondig. So ek hoor ook dat hier derentyd rekening gehou word met die gedeeltes in die Bybel wat sê, daar is iets soos ware profesie, maar daar is ook iets soos valse profesie. En Paulus sê hierso, dat ons moet in ooreenstemming met ons geloof, wat ons bely, is dit 'n gawe wat uitgeleef moet word. So, as ons as aanspraak sou maak daarop, dat hierdie 'n ware profesie is, en dan moet ons seker maak dat hierdie uitspraak nie ook bots met dit wat ons belydenis in die kerk is nie, om sodoende seker te maak of dit 'n vals of 'n ware profesie is. Hy praat ook dan van diens, van onderrig en van bemoediging. En Paulus beklemtoon dat dit reg en getrou beoefen moet word. Die boodskap sê hier vir ons, nou moet ek aan vinnig kyk of ek dit so kan kry, doen dit net reg of iets van die aard. Elke keer kom dit na die gedeelte na vore. Ek dink ons het meer 'n aanvoeling vir wat dit moontlik sou kon wees. Dan kom hy ook by een wat hy sê, om te gee. Natuurlik moet alle Christene bereid wees om te gee. Maar daar is ook wat hierdie mense wat hierdie besondere gawe het van mededeelsaamheid. En dit beteken natuurlik ook dat ons dit sal doen soos wat dit hier nou voorkom, sonder enige bybedoelings. As ek iets doen, dan moet ek dit doen sonder om te verwag dat ek iets sal vervang. En in die sin is dit vir altyd waar, veral waar dat die linkerhand nie sal weet wat die regterhand doen nie. Ons sien ook dat hier gepraat word van dat hier leiding gegee moet word. En daaronder sou ons dinge kon verstaan soos goeie leierskap, soos bekwame bestuur, sulke amper soort van administratiewe dinge. En dan is daar 'n 7de ene waar hy sê dat ons moet ander help. En dit het baie te doen met barmhartigheidsdiens. Dit het te doen met die ondersteuning van behoeftiges, van bejaardes, van siekes. En ek dink daar is baie sulke voorbeelde in ons gemeente. Maar een wat my aanspreek en wat ek dink, is dit nie 'n wonderlike ontwikkeling nie. Kom ek speel gou of julle so ietsie daaroor, palmvriende. Palmvriende en koffiekuiers is twee woorde wat so lekker op my tong val. Dan dink ek aan Jesus wat op 'n donkie se rug Jerusalem inry. Die mense langs die strate is opgewonde. Hulle gooi palmtakke vir die donkie se pote, selfs ook klere. Dit was 'n oomblik van vreugde en van dankbaarheid. En natuurlik het dit ook bedui op Jesus se oorwinning. Die ander prentjie wat ek kry is van palmbome in 'n woestyn. En dit gee my onmiddellik die idee van 'n oase, 'n plek met koeltebome, 'n plek waar mense tot rus kon kom, waar hulle water kon drink. Ja, dit was my so 'n gevoel van 'n plek van vrede.
By ons in die gemeente het ons 'n aantal talentvolle. Van ons lidmate het besef dat senior mense in die gemeente baie maklik alleen kan raak. Het hulle 'n lys geneem van mense van 80 plus en hulle almal geskakel en gevra, sou julle moontlik 'n behoefte hê aan 'n koffiekryg? 'n Klompie mense het gesê, man, ons is nog gesond en aan die gang en ons ry baie rond, ons is oral. Daar was ook 'n ander groepering wat gesê dat dit vir hulle baie lekker sal wees. En dis omtrent 'n stuk of 85 mense wat so positief gereageer het. In die proses het ons 30 plus palmvriende gekry wat tans uitgaan om hierdie mense op 'n gereelde basis van besoek. Na gesprek het ons besef dat ons hierdie groep kan uitbrei en op die huidige stadium word mense bo 75 ook geskakel om te hoor of hulle dalk graag wil skakel. So met my geselsry het ek ook met een van die persone gesels wat begin het met hierdie inisiatief in die gemeente. Hy het vir my vertel dat daar onder andere 4 palmbome voor ons kerkgebou staan. Dit het my nou nogal laat dink. Ek wil julle graag uitnooi om deel te raak van hierdie bediening. Julle kan lekker vir mense gaan kuier, julle kan 'n invloed in hulle lewe hê en julle kan selfs baie goeie vriende vir hulle raak. Ons praat mos nou van dat ons vir mekaar gegee is. En daai agtergrond raak deel van hierdie bediening en raak so deel van mense se lewens. So 'n ou pogingkie om vir julle te vertel. Daar gaan dalk nog 'n paar soortgelyke pogings wees om vir ons bewus te maak van wat is die moontlikhede wat daar by ons in die gemeente is. Maar nou wil ek amper vir julle sê, kan julle agterkom dis sommer sulke plat op die aarde gawes. En julle het al 'n bietjie daaroor in die klein groepe ook gesels oor waar dink jy lê jou voorliefde? Waar dink jy kan jou vergawe aanwesig wees? En die gesprek gaan voort. Dat mense vir jou aan jou kan bevestig, maar ek sien dit in jou. Ek neem dit in jou waar. Ons kon dit in hierdie week, kon ons dit doen in 'n klein groep. En om hierdie rede is dit ook so, dat ons baie ernstig daaraan dink, om dalk 'n bietjie later in die jaar 'n hulpmiddel te gebruik. Ken jou plek of kry jou plek. Maar as ons 'n bietjie kan gesels en kan probeer agterkom, is dit moontlik my gawe? Lê moontlik op daai plek en dat dit vir jou 'n bietjie rigting kan gee in waar lê jou roeping ook hier by ons in die gemeente. Iemand sê vir my gisterand dat sy met 'n persoon gesels het wat sê dis daarom vir my snaaks dat ons charismatiese kerke nie Pinkster hou nie. En by julle waar julle so min maak van die Heilige Gees, hou julle Pinkster. Soveel persepsies wat daar in hierdie wêreld is. Hier is die Gees aan die werk. Hier is 7 voorbeelde en die Bybel kom bevestig dit vir ons hierso dat gawes is goed wat prakties aangewend kan word. Dis 'n manier waarop jy diensbaar kan wees. Dis 'n manier waarop jy ondersteunend binne in die liggaam van Christus kan funksioneer. En daarvoor baie dikwels is daar selfverloning wat nodig is. En is ook nodig dat ek in hierdie Christen wees, dat ek baie nederig sal wees. Ja, dat ek my eie belange nie voorop sal plaas nie, dat ek nie die middelpunt sal wees nie, en dat dit vir my alles sal gaan oor diens in die lewe. Kom ons kyk net na hierdie lied wat sê, dis dalk 'n ouer vertaal en weergawe daarvan, U gee U gawes net soos U wil. Almal is diensbaar, elk met verskil. Vul met U Gees my breekbare kruik,
dat U my oral nuttig kan gebruik. Miskien moet ons laat die ou woorde ook weer sing, as ons so by mekaar kom. Daarom kan ons sê, dat hierdie betrokkenheid is 'n manier waarop ons diens lewer, dis 'n tasbare manier, en dis 'n manier waarop ons dan ook dit kan uitleef, dat ons aanneemlike en lewende en heilige offers van die Here is. Ons vorder op hierdie reis. En elkeen van ons kan gerus weer teruggaan na die gedeelte, byvoorbeeld by Romeine 12, waar ons nou vir 'n paar aande stil staan. En ons kan stil raak met daai teksgedeelte in ons hande. Matteus 8 vers 37 sê, Jesus, die arbeiders is so min. So die vraag is, waar wil die Here vir jou aanwend? Waar wil die Here hê moet jy na toe gaan? Hoe wil die Here hê moet jy jou bydrae gee in die heel eerste plek, hier binne in hierdie gemeente? Mag die Gees van God ons op 'n wonderlike manier lei in hierdie reis waarmee ons besig is. Kom ons maak vir 'n oomblik ons oë saam toe. Here, hierdie sou ons nou ook sommer net 'n klomp woorde kon wees. En tog sluit die woorde ook aan by hierdie gedeelte in Romeine 12 vanaf vers 7 tot vers 8. Dalk gee dit so 'n bietjie perspektief, dan kry ons 'n soort van 'n aanvoeling. Dankie dat ons deel kan wees van die liggaam van Jesus Christus. Dankie dat ons deel kan wees vir die kerk. Dankie vir die manier waarop ons onsself kan uitleef in hierdie gemeente. Dankie vir die ruimte wat vir ons geskep word. En dan bid ons, o Heilige Gees, dat U voortdurend vaardig sal wees in elkeen van ons. Met alles wat ons aanbied, met die manier waarop ons funksioneer. En ek sluit sommer aan by ander aande oor die manier waarop ons na mekaar kyk. Die manier waarop ons met mekaar praat. Die manier waarop ons saam sop en broodjies geniet. Wil U gee, Here, dat U Gees regtig waar vir ons sal neem na plekke waar ons nog nooit was nie, of waar ons eintlik ook nie wil wees nie. En maak dit dan vir ons gemaklik, ook in daai omgewing, sodat ons onsself kan uitleef. Amen. En dan wil ek maar net weer herinner, dat ons julle kan na vore kom, die span wat vir ons die sang lei, en dan wil ek maar net vanaand weer herinner daaraan, dat ons bydraes by die deure gaan vir Bybelverspreiding. Môre aand is daar so 'n klein verposingkie wat ons maak. Julle weet dat ons hier in hierdie omgewing daar 'n samewerking is tussen die NG Kerk en die VG Kerk. Daar is ook 'n gesamentlike ring, en die VG Kerk het later verjaar September maand het hulle 'n synodesitting in Transkei. Vroeger jare was Kaapland ons nou so groot geweest. En daar's 2 persone wat afgevaardig moet word, en hulle het gevra of gemeentes in die ring nie dalk een aand se Pinksterbydraes kan gee, sodat dit aangewend kan word om daardie 2 afgevaardigdes oor hierdie lang afstand kan kry nie. Ons kan gee nie, kan kom nie, ekskuus, nou praat ek die mekaar. En ons kerkraad het besluit dat ons môre aand so 'n geleentheid gaan gee. Ons kom môre aand weer net hier so by mekaar. In dieselfde geleentheid word donderdag aand eintlik maar net voortgesit in ons kerksaal, en sodat ons sommer so lekker gemaklik van die tafel waar ons sit terwyl ons gelei word, dat ons ook lekker daar kan sop drink en brood eet. Julle hoor hoe belangrik is die sop en brood in my taal, né? Nee. So ek wil julle graag uitnooi daarvoor, en dan ek wil maar sommer net weer sê dankie. Want na gisteraand se klomp koppies het ek aan gedink, ek ken nie baie gemeentes wat 'n skottelgoed opwasmasjien het nie. Dankie tog, hier is eene. Dankie vir elkeen van julle se bydrae wat julle lewer. Ek weet nie hoekom julle so skaam is vir foto's nie. Julle moet memories met julle bymekaar maak. Want as dit die dag kom by jou diens waar daar gedink word aan jou lewe, dan soek die mense foto's. En as jy nie nou foto's neem nie, dan gaan daar nie foto's van jou wees nie. So neem foto's. Ons skep vir julle 'n geleentheid deur die loop van hierdie tyd. Liewe gemeente,
Ons is hier saam as liggaam van die Here Jesus Christus. Mag julle dit as 'n werklikheid beleef, dat die Heilige Gees in ons werk. Dat die Heilige Gees vir ons vorm, dat hy vir ons energie gee, dat hy ons passie kom aanvul, sodat ons met oorgawe kan lewe. Die Gees van God is by elkeen van julle. Amen. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek gaan voor jou uit, ek maak die pad gelei. Ek is langs jou om jou veilig vas te hou. Ek is agter jou, ek keer die bose weg van jou. Ek is onder jou, as jy sou val, dan dra ek jou. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek is rondom jou, want ek beskerm jou. Ek is bokant jou, want ek wil jou graag sien. Ek is binne jou, ek lei jou deur my Heilige Gees. Die Seun van God drie-een sal vir ewig met jou wees. Gaan dan heen, gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. My kind onthou, ek is altyd daar.